julle kan baie mense doen. Goeiemôre gemeente. Ja, so groot mense daar mooi oorwinning is. Dit is nie so. Baie welkom vanmôre by hierdie heerlike, wonderlike geleentheid die erediens. Die erediens sê maar die Here is hier. God almagtig in sy grootheid en sy almag en sy krag. Hy is hier. Ons kan nie erediens nou sonder hom doen, maar ons het 'n erediens omdat ons weet die Here God is in sy grootheid en in sy wonderlikheid en sy heerlikheid. Vanmôre hier in die woord. Baie welkom aan elkeen van julle. Ek sien hier is kinders en jong mense, hier is ouer mense, hier is volwasse mense, baie welkom. Kan ek net seker maak, is hier enige besoekers van enige ander dorp of plek of enige besoekers nie aan my regterkant? Waar is hier? Pretoria. Ag, ons het so 'n party met julle hoor. En hierso besoekers? Kroonstad. Ja, ek sal met julle bly. Johannesburg. Ons dink aan julle ook. Leibrand. Baie welkom. En daar agter, reg agter. Welkom. Welkom. Ag, dit is wonderlik. Ek was 17 jaar van my begin in die jaar gedoen. Baie welkom. As jy nog iemand hier middag, het ek nog allemaal hier kan raak gesien. En aan my linkerkant besoekers. Daar is Hansie ook daar met Hansie. Ag, sy was ook groot vriend van my Jan Reder. Daar van Westelbos. Ag, en hierdie kant nie, ja, hier was die besoekers. Nog besoekers in die linkerkant? Niemand nie. Maar elke geval baie welkom. Ek het ongelukkig nie sjokolades om aan almal uit te deel. Ek het net 2 peppermente. En ek wil dit nie waag om iemand te gee nie, want ek het al klaar nie gesê. Baie welkom. Baie welkom. Jy weet die erediens is 'n aangrypende geleentheid. Ek wil net sê, ek is nog altyd lief om te gaan draf in die oggende. Nou jy dag toe draf ek daar op Palestine Reinhard. En hierdie manne was so op die sypaadjies het gewerk. Maar dit het al ver gedraf en kom terug. Nou weet ek nie hoe dit kom gelyk. Hy sê ek my baas, jy kan hulle taal nodig hê. Ek sê my nie ek konsentreer. En ek kom in die volgende sê en weg en hy sê my baas, jy is allemaal hoog. Maar wie is nie hoog as jy al rond die kilometer gaan? Maar ek stel my nie daar. Ek kom in die derde een. Hy sê my, dis baie mooi. Ek skep moed. Maar toe by die 4de ene kom, toe sê my, waar sê jy eindstreep is naby? Nou wil ek sê, die erediens wil ons help om die eindstreep, waarin elke van ons op pad is, om ons te bemoedig, om ons te versterk, dat ons die eindstreep, soos Paulus gesê het, as oorwinnaars kan behaal, maar in elk geval baie welkom. Voordat ek nog verder gaan, die afkondiging is belangrik. Ek wil net vir my broer geleentheid gee. Hy wil net iets sê oor die gebed. Is dit reg so? Kom ons daai is aan die skakel. Luister net mooi. Baie belangrik. Goeiemôre gemeente, my vrou lei die gebedaksie in Woodlands en ek gaan haar nie weet wat maar ek sê dit meer van 'n gebedsaksie vir die week voorlede spesiaal was het ons gemeente die geleentheid gekry om komende Sondag die gebedsaksie te lei en dit is die 4de Mei met alles met die doel om die verkiesing op te dra, vreedsame verkiesing dalk Christen leiers en besluitingsposisies te plaas, spesiaal in ons omgewing, die res van die land, mense wat regtig waar Christen leiers is, wat van voor is al in die verkiesing en ek in die parlement verkies sal word, en ook ons plaaslike gebiede, plaaslike omgewing, plaaslike owerhede, dat net die regte mense in posisie gestel kan word, hoofsaaklik wat ons land sal lei in die regte rigting. En dis dit van Christelike leiers in plek en ons moet bid daarvoor dat die Here die regte mense sal steun. En dat ons nie maak nie saak dat dit politieke party nie, maar hoofsaaklik ons Christelike leiers. So dat is 'n wens nie. Hier is ons 24 mense wat die 4de Mei ons sal intree. Net die naam wie ek nie skryf. En Evelien nog met meisie.
Die gebedsinligting is in die afkondigings. En as iemand nog inligting soek of riglyne soek, dan kan ons by Julie of by my vriend gaan klik. Ek gaan nou nie tyd op hier wees as ek iets wil vraag. Dankie. Reeds onder die lees is regtig waar baie wetsriglyne wat jy kan gebruik om die besig te wees met voordeel. So dis net 24 mense, dit is die voorreg om deel te neem aan die bloemdiensgebedsaksie en ander gemeentes ook betrokke vir die ander dag, hier vir die 11de Mei. En dit sal regtig waar wonderlik wees as jy net jou naam inskryf. Jy kan dit by die huis doen en daar so jou gebedjie doen vir die Ierland, saam met jou familie as jy wil, of enige tyd in jou vas, maar verkieslik die 4de Mei is hierdie hier vir ons gegee, in totaal net 24 mense. Ons nie moeilik is, baie dankie. Ek dink dit kan ek nie genoeg beklemtoon. Dit is so belangrik. Jy weet die verbinding tussen ons en die almagtige God. Die Heilige Gees woon in ons en hy gee vir ons die kommunikasie middel. Ons doen dit gebed en geloof en sy magtige wapen, deel van die wapenrusting. En die Here doen wonderwerke met gebed. Ek het die afgelope paar weke in my eie lewe ondervind hoe ons gebid het vir 'n spesifieke saak en persoon. En hoe dat net 'n wonderwerk plaasgevind het. So, dit is baie belangrik wat ek gesê het ook om die name raad te voer. So, ons vraag die samenwerking, ons gaan Suid-Afrika in 'n nuwe rigting beweeg, wanneer die kinders van die Here saam staan in die gebed en vra, Here, laat U wil geskied op die oomblik geloof nie, die wil van die Here geskied op hoë vlakke vandag nie, maar die wil van die Here regtig geskied op die mooi land te behou en dat ons elkeen ons kinders en kleinkinders 'n goeie toekoms te gee. Baie belangrik. Die samenwerking verband met die baie belangrijk is dat baie dankie daarvoor. Die afkondigingen, die 6de Mei, die 7de Mei is haar vergadering om 6 uur en dan die 11de Mei dan de wet tree op in die eredienst om 9 uur die kennis en vertel die vrienden en nooi. Dit is altyd 'n belewenis wanneer hy die eredienst hanteer. En dan is daar verpakking alle sameroepers van die verskillende tafels gee asseblief julle bestellings deur aan die kerkkantoor voorop op 29 Oktober. Dis die afkondiging daar en ook iets spesiaals vir God, die evangelisasie uitreik, Tjoenkwe, Namibië, by my hartklop ondervindiger. Toe die afkondiging lees, soos die 2 jaar gelede die ondervinding beleef om saam met die gemeente te kan gaan en wat 'n ervaring was het gewees om te sien hoe groot het almagtig God is en hoe dat hy daai bestaan sy harte werk. Baie belangrik dat die vraag die voorbidde en daar is dan die besonderhede en dan ook die gebedspunte met die oog op die algemene verkiesing, die 7de, die Here daar op die pamfletjie, gee aandag daaraan, ek gaan my saamneem en regtig daaraan aandag gee. En ook kom ons bid saam vir die verkiesing op die agterkant die gebedsbediening se versoek. Neem deel aan ons voorbidde, skryf asseblief die naam op die dag bestuur, dag gebedsmuur, en wanneer die kans sien om te bid, dit is die saak wat daar net voorgedra is, asseblief, nuwe gemeentelede, geliefdes, kom ons staan saam. Dit is 'n positiewe ding, dit is 'n goddelike ding om te bid en te weet die Here kan werke verrig tydens hierdie verkiesing. Ek weet daar is mense wat se afvat, dit sal nie help om te stem die afvat. Dit sal maar weer dieselfde wees soos in die verlede. Nee, kom ons leer hulle bydra en ons bid. U wil, net U wil. U wil geskied in die pragtige land van ons. Dan is daar nog af. Vraag gemeente om asseblief hulle besaarlyste terug te bring aan die kerkkantoor so gou as moontlik. Dit is 'n dringende afkondiging en die dame wat baie vriendelik was, sy was so baie ernstig, so sy dit vir my gegee. Asseblief, luister op ons. Dit is vir my nog nie meer 'n voorreg om saam met die gemeente te kan aanbid vanmôre hier in die wonderlike atmosfeer, die wonderlike omgewing hier by julle. 'n Wonderlike geleentheid om net te weet, die Here is hier vanmôre. Hy is hier. En ek wil vra dat ons net rustig sal wees. Net rustig daar waar jy sit. Net rustig. Skepper van gans die heelal. Hy is hier. Die persoon van sy Heilige Gees.
die wanhoop en oortollige bekommernisse, baie dinge wat 'n mens kan versteur. As jy vanmôre gekom het met 'n gemoedstoestand wat so bietjie onbillik is met jou, vra van die Here om net rustig te wees, net kalm te wees, net te weet, ons is nie alleen nie. Het 'n predikant gesê, 500 keer in die Bybel staan daar nie bang wees nie, nie vrees nie. Wees net stil. Stil in God se teenwoordigheid. Ervaar hier in ons middag vanmôre. Weet net, ons is nie alleen nie. En voel asof by jou hand hierdie oomblik 'n styf vashou. En jou hand is so 'n drukkie gee. En jy sê, my kind, ek is by jou. Ek is jou Vader. Ek is jou God. Ek is jou verlosser. Ek gee alles vir jou vanmôre. Hemelse Vader, baie dankie. Woorde van dank ontbreek. Maar ons gee ons gemoed, ons gee ons emosie van dankbaarheid, ons gee ons woorde van dankbaarheid vanmôre vir U as 'n lofoffer, vir die voorreg, vir die onbeskryflike goddelike voorreg wat ook 'n goddelike ingryping kan beteken in ons lewens vanmôre, om hier in U teenwoordigheid te wees, om hier onder die geklank van die goddelike, suiwere woord te wees, soos ons dit gaan lees het. Here, dankie. En Heilige Gees, kom nou en lê U hand van rustigheid en kalmte op elkeen se hart. Miskien is die hartklop vinniger as normaal. Bring dit in bedaring. Wat ons gedagtes jaag ons hartklop aan. Want wanneer ons bang en onseker is, Here, dan is daar 'n sekere fisiologiese proses wat ons gespanne maak, oortollig, gee dat daar 'n bedaring sal kom in ons liggaam, in ons wese, in ons gees, in ons siege. Ek bid vir elkeen wat vanmôre hier teenwoordig is. U ken elkeen se behoeftes. Hier is dalk net iemand met baie onsekerheid, met baie soos genoem oortollige spanning, bekommernis oor 'n kind, oor 'n man, oor 'n vrou, oor 'n ouer. Hier is miskien vanmôre iemand met 'n kwelling, miskien finansiëel, miskien oor sy beroep of roeping. Here, U ken die bron van ons innerlike gemoedstoestand vanmôre. En ek wil elkeen aan U opdra, dat U hulle nou in die arms van liefde sal vashou. En hulle verseker van U grootheid, hoe dat U ons vashou, hoe dat U vir ons omgee, hoe dat U lewe vir ons omgee, en vir diegene met wie dit goed gaan, en wie se gemoed aan 'n huppeling is, 'n blindskap is, dankie daarvoor. Seën dit, Here, behou dit en versterk dit. En ons bid ook vir ons geliefde leraars van die gemeente waar hulle bietjie een kant gegaan het om rustig te wees, stilte te kry, om voor te berei vir die Pinkster. Seën hulle ook daar met hulle gesin. Seën hulle, Here, met gesondheid en geestelike moed en krag. Seën die kerkraad, die geestelike leiers. Baie dankie, liewe Vader, dat U vanmôre U kinders kom ontmoet. En waar ons rondom die woord mag aansit, is ons oorgehaal met groot passie en opgewondenheid om te hoor wat ons Vader vir ons wil sê. In U wonderlike naam, amen. Geliefdes, kom ons sing 'n paar liedere saam om ons net verder in die stemming te bring, die woordigheid van God werklik te laat beleef. Lied 528 gaan ons die 3 verse sing en dan lied 281. Dit is 'n aangrypende lied, die 281, wat my in die laaste tyd op 'n besondere wyse het aangespreek en daarom het ek gegee. Here redder, groot en magtig. U oorskou ons lewenspad. Die Here gee kennis van ons lewenspad. Hy oorskou dit. In U liefde en genade het U ook ons hand omvat. Sy deurboorde hande het ons hand omvat om wat te doen? Om ons 'n drukkie te gee en te sê, ek is by jou, my kind, ek is lief vir jou, ek gee om vir jou, dat ons sy hart klop in
sy geboortehand sal voel wanneer hy ons hand vanmôre ontvat. En dan wonder ek die klankmense daar agter, is dit moontlik dat ons lied 266 ook as in ons Vader gebed, is dit moontlik? Is dit reg so? En dan wil ek vra, bly staan dan net so, dat die deurgang tot in die ontvang van die aangrypende goddelike groep van vrede en van liefde. Kom ons staan, ons haal lekker diep asem en loof die Here met hierdie pragtige liedere. Kom ons sing.
hemelse Vader, U goeie herder. U goeie herder wat ons vanmorgen wil kom lei. U wat ons vanmorgen wil bring by die waters van God, waar daar rus is vir ons. U laat die gemeente vanmorgen kom by geestelike voeding toe op inneem, omdat U lewe vir ons afgeleid het, en U ons voedsel geword het in die verlossing, die vrede en die vreugde aan ons gegee. Dankie Vader, dankie goeie herder, dankie Jesus Christus dat U ons vrygekoop het, en dat U ons straf gedra het, dat ons vanmorgen as vrygemaaktes hier kan jubel en juig. Ons staan nie meer skuldig voor God nie. Jesus het vir ons die prys betaal. En daarom, Heilige Gees, lei ons vanmorgen na die Vader. Die Vader se woning, lei ons na die Vader se hart, dat U ons sal oorstroom met die lewende water van U genade. Geliefdes, Jesus Christus, die son van God se liefde, bestraal elkeen van U met sy vrede en sy blydskap en liefde. Amen. En nou gaan ons weer net so hartlik saam sê, dankie vir die goeie samewerking, dankie vir die goeie begeleiding. Die ekskuus tog, die loflied is 190, die 190, kyk die so goed, ons gaan al die daai vers en ek wens ons kan ons op die hele oggend anders sing. O grote God, luister net grote God, skepper God, aan U die eer. En as die mens aan God die eer bring, dan is dit net woorde, dan is daar 'n bolsing hier in jou binneste gemoed, waar jy net oor die Here moet kry en sê, Here, almagtige God, ons eer U. Kom ons val die verse in genade, U oor alles God en woord. Kom ons sing dit met soveel oorgawe, en ons bedink elke woord wat ons sing dit vir God, die grote en magtige. Maar voordat ek dit gaan lees, wil ek bid en vra dat die Heilige Gees ons vanmorgen ons net verder sal neem op sy pad om hierdie skrifgedeelte te
kan beleef, nie net te kan hoor nie. Daarom vraag ek jou nou saam met my in die Gees sal bid. Weet jy wat dit beteken om in die Gees te bid? Die Heilige Gees van God wat hier in jou binneste woon, om hom net 'n geleentheid te gee om te luister na die gebed wat ek nou gaan bid en saam te stem met jou Gees, die Gees van God, om saam te stem met hierdie gebed as voorbereiding vir die erediens verder. Heilige Gees van God, Heilige Gees van God, ontgin vanmôre, breek vanmôre die skatkamers van die goddelike liefde en genade vir ons skoon oop, sodat ons kan hoor. Lei ons in die waarheid van die wil, Here, en skenk ons net die wonder, belewing van die alomteenwoordigheid vanmôre in hierdie erediens. Vir ons geestelike geloofsade met die onbeperkte goddelike liefde dat daar 'n bruising in ons geestelike hart sal wees. Deursuiwer ons met die vrug van vrede, van selfbeheersing, van nederigheid hier in die heerlike teenwoordigheid. Wanneer ons wil sing, ons wil aanhou sing, ons wil sing en ons wil jubel, omdat ons bly is vanuit die krag, al die seëninge wat U so onverdiend aan ons elkeen geskenk het. Heilige Gees, ons onderwerp ons aan U goddelike, neerbuigende liefde vanmôre. Waar ons met oop hande en oop harte sê, Heilige Gees, vloei, stroom in ons, goeie herder, wat ons na die strome van lewende water sal lei. Vader, ons wil die goddelike klanke van U liefde hoor. Skilder vir ons vanoggend in hemelse kleure die ewigheid waarop ons voorberei. Dat ons vanmôre die hemelse kleure sal sien. Want U berei ons daarvoor, Vader. Ons kom na U toe met ons hartsake vanmôre. Miskien is daar 'n traan in ons hart, 'n glimlag, 'n beproewing. Miskien is daar 'n danklied, 'n vreugdeslied, wat ook al. Heilige Vader, maak ons harte heel, so heel, dat ons kan bly wees en genesing vind, omdat U lewe vir ons afgelê het. Ons vra dit maar net uit dankbaarheid. Amen. Geliefdes, die afgelope weke, 7 weke, het jy in hierdie gemeente geluister, stilgestaan by die leidersweg op die Via Dolorosa. En soms het ons met pyn geluister na die verhale rondom die misdadigheid ten opsigte van Jesus Christus. Dit het vir my baie gevoel en my gemoed my vol gestuur om te dink dat die Seun van God hierdie weg met soveel liefde en soveel gehoorsaamheid geleef het en beleef het. Nou is die 7 weke verby, Goeie Vrydag, Paasondag, maar weet jy, dit is nie verby nie. Die lydensweg van Jesus Christus is 'n afgehandelde geestelike gebeurtenis in die lewe van Jesus, maar dit is nog nie afgehandel in die lewe van sy kinders nie. En daarom mag ons nie maar net vertrek van die 7 lydensweke en ons vergeet maar eintlik weer, en op die kerkjaarprogram is daar weer nuwe momente waar ons gaan stilstaan. Maar die lydensweg van Jesus wat vir ons die kruis hanteer en uitdeel, wat ek net sien is hy hierop, so 'n mooi beeld van die
kruis. Kyk net hierso. Wat het nie alles rondom daardie gebeurtenis afgespeel nie. En ek het nagedink en gebid oor hierdie gedeelte, weet nie, dat die kruis gebeure is vir my 'n beskrywing van die grofste en die ergste wanverhouding wat daar in die ganse geskiedenis bestaan het. En dit was die wanverhouding tussen God, soos wat by mense in Jesus geword het, en sy volk, wat rondom die kruis bestaan het, wat hom verwerp het, wat saamgestem het met die bedrog in sy verhoor en al die klagte wat daar tegen was. Dis die grofste en die ergste wanverhouding waarvan ek ooit in my lewe gehoor het. Ons almal staan in verhoudings, ons ouers tot mekaar, man en vrou, ons kinders, ons vriende, ons gemeentelede. Verhoudings wat so belangrik is. En in hierdie omstandigheid was die verhouding tussen die mense, Israel en Jesus Christus net onuithoudbaar gewees. En dan lees ek maar net in Lied 382 die woorde: hoor die seun van God bespot word in hierdie verhouding, deur sondaars hul koning te hoon en te verwerp. Kyk hoe sy heerlikheid vertrap word deur mense wat sy godheid hoon. Kan jy vir die indink in 'n erge vorm van wanverhouding en haat, soos in hierdie lied verwoord? Die 383, die heiland sterf, waar hy vir my sonde ly en vir hulle wat hom bespot het. Die woorde van Psalm 22 was soos 'n dolksteek deur my hart gewees toe ek dit weer gelees het, want dit verwoord hierdie wanverhouding, hierdie onsaglike liefdeloosheid en die verwerping van Jesus deur sy mense, nie die heidendom nie die Romeine nie, maar deur sy eie mense. En dan lees ek in hierdie Psalm 'n profesie van Dawid heenwysend na die koms van Jesus Christus en sy kruisiging, waar hy sê, my God, die woorde van Jesus aan die kruis, waarom het U my verlaat? Die woord waarom wat so dikwels in ons woordeskat kan voorkom. Here, waarom het dit met my gebeur? Ek verstaan dit nie. En in elkeen van ons lewensverhaal sal daar iets wees wat U kan sê, waarom het dit met my gebeur? In my eie lewe kan ek vra, Here, waarom het dit spesifiek gebeur? Waarom? Maar die waaroms wat ons vra, beteken nie dat ons van God verlate is nie. Want in my waarom het ek geweet, God is nog net so by my, soos wat hy is, asof dit nie gebeur het nie. Maar in die lewe van Jesus Christus was hierdie waarom gewees. 'n waarom met 'n geweldige vraagteken, waarom het U my verlaat? Ek herhaal in U en my waaroms is ons nooit van God verlate nie. Nooit. Al voel dit soms so. Hy woon in ons. Maar Jesus aan die kruis het 'n ingrypende Godverlatenheid. En Godverlatenheid beteken eintlik ter helle neergedaal in die hel toe. Want waar God nie is nie, is die hel. Daarom bely ons dit. Ter helle neergedaal het. En daardie oomblikke van Godverlatenheid, waar was hy gewees? Wat het hy ervaar? Ernstig, die grofste vyandigheid, die haat en die nyd. Ek word deur mense bespot. Ek word deur my volk verag. Hulle steek van my tong uit. Moet tog nie so ver van my af weg bly nie, Here. Want die nood is naby my. Daar is niemand wat my help nie. Wie het Jesus Christus aan die kruis om help? Toe hy daar uitgestrek gehang het in sy nood met sy gegeeselde liggaam, met die bespotting, met die atmosfeer wat jy met 'n mes wil sny, 'n atmosfeer van haat, verwerping deur die volk en 'n Godverlatenheid. Niemand om hom te help nie. U en ek het altyd helpers wat ons bystaan in ons nood, in ons siekte, in ons beproewing, in ons hartseer. Ja, is daar altyd iemand wat kan help. Maar daar was niemand wat hom gehelp het nie.
soos verskeurende, brullende leeu's, storm hulle met oop bekke op my af, sê psalmdigter Dawid, en voor my seging van wat Jesus gebeur. Stel jy voor die ervaring van Jesus aan die kruis, die stormende leeu's met oop bekke wat brul in die grond, wat opspring om sy liggaam te verskeur. Sy liggaam is reeds verskeur en die gesel slaap. Soos honde omsingel hulle my, die bende misdadigers sap op my toe. Dink aan 'n klomp wilde honde wat om 'n enkel prooi saam al in die rondte hardloop in 'n groot getal, totdat hom vasvat en opeet. Hulle bind my hande en my voete vas. In Jesus se geval het hulle dit vasgespijker. Markus 15:29, die mense wat verby die kruis geloop het Jesus gelaster. Weet jy wat beteken dit om God te laster? Dit is om hom te vervloek. Hy het dit gehoor. Lukas 23:35, die raadslede het Jesus uitgelag. Het iemand jou al uitgelag? Saamgelag, ja. Maar het iemand jou al verneder? Jy uit te lag en jou te verneder? Miskien nie. Die volk het dit gedoen. Die vyandige mense het dit gedoen. Vers 36. Die soldaat het vorentoe gekom en Jesus bespot. Die soldaat met die spies in die hand, met die mondeerde drag van 'n soldaat, hulle wat die mag van die Romeinse owerheid verteenwoordig het, hulle het hom bespot. Is dit mense wat sulke dinge doen? Gaan mense sulke dinge doen? Ja, hulle het. Mense doen dit vandag nog in die verwerping van Jesus, in die minagting, bespotting, loning. En een van die misdadigers, 'n rower het saam met Jesus aan die kruis, het in sy sterwensoomblink Jesus ook gelaster. As U dan God is, verlos U self en jou, soos hy sê, en maak ons vry, verlos ons van die kruis. Hy spot met hom, hy laster hom. Red jouself en red ons. Waarvoor wil hy gered word? Van die gal, van die kruis. Waarvan moet Jesus gered word? Hy kom sterf as redder. Die priesterhoofde, skrifgeleerdes, die geleerdes, die elite van die kerk van daardie tyd het met Jesus gespot. Die mense met die lang gewaarde en die vreeslike hoede het daar gestaan met die trots van die duiwel en hulle het met Jesus gespot. Die twee wat saam met Jesus was, het hom ook beledig. Nie net een. Dit is baie duidelik in al hierdie inligting waar ons beskik dat daar 'n geweldige verwerping plaasgevind het. Die ergste, die grofste wanverhouding wat nog ooit bestaan het. Die kruisiging, God se taal, bewys van liefde, is totaal en al verwerp, misverstaan en bespot. Wat gebeur tussen 'n man en 'n vrou? Wanneer daar probleme ontstaan in die huwelik, en die man verwerp die liefde van sy vrou vir 'n ander vrou. En 'n vrou wat haar man se liefde verwerp, die liefde van 'n ander man. Geweldige emosionele oorlog, botsing, konflik, beledigings, krenking, kan nie genoeg woorde om dit te beskryf nie. En hier het hulle sy liefde verwerp. Sal ons dit ooit kan verstaan? Nee. Nee, ons kan dit nie verstaan nie. Ons kan dit nie verstaan nie, dat mense aan die prys van die ewige lewe wil ontvang, dit verwerp het. Verstaan ons God se liefde? Verstaan jy dit? Al wat ek wil vra vanmôre, ons moet dit beleef. Nie soseer verstaan nie, maar beleef. As ons na hierdie skrifgedeelte kyk in Lukas 23, dan kry jy mens seer in jou hart. Vers 27, 'n groot menigte van die volk het agter Jesus aangeloop. Onder wie ook die vroue wat voor hom getreur en gehuil het. Maar Jesus het na haar omgedraai en sy: "Vroue van Jerusalem,
gesê, hoe gelukkig is die onvrugbare vrou en die wat nooit 'n kind in die wêreld gebring het of gevoed het nie. Dan gaan hy verder. Toe sê Jesus vers 34, dit is nou 'n gesprek wat in sy sterwensoomblik plaasvind. Met sy vergeestelde liggaam, baie met fisiese krag, met bloeding, met hierdie atmosfeer van haat, waar die hel losgebreek het oor die mense, sê hy, Vader, dit is my so mooi, dat hy in aanvoeling en kontak met sy Vader gebly het, en nie deur die hatige skare oorweldig was nie, maar hy in kontak gebly met sy Vader. En sê, waarom het hy my verlaat? Was sy Vader nog my Vader? En weet jy, geliefdes, as ons dit in ons lewens kan toepas, in ons lewens ervaring waar ons swaar kry, waar daar trane loop, en al die lelike dinge kan gebeur, as ek net in daardie oomblik kan sê, my Vader, dan sê hy my kind, ek is by jou, my Vader. Wat sê hy? My Vader, vergeef hulle. In hierdie atmosfeer, hierdie bespotting van die volk, die soldate, die skrifgeleerdes, die priesterhoofde, in hierdie atmosfeer, soos 'n betonmuur van verwerping teen Jesus aan die kruis, sê hy, Vader, my Vader, vergeef hulle. Vergeef hulle. Het u iemand miskien wat u moet vergeef? Of is daar iemand wat u voel wat vir jou moet vergeef? Is nie maklik nie. Maar Jesus stel die voorbeeld onder die aanvegting te vergeef. Ek kan baie maklik verskonings uitdink waarom ek nie wil vergeef nie. Maar ek kan nie vergeef nie. Dit baar bitterheid. Dit bid my soos 'n slaaf aan daardie persoon wat my lewe aan gedoen het. Ek ly onder hom of haar, terwyl hulle lankal vergeet het wat aan my gebeur het. Dis 'n geknelde land. Dis 'n geknelde lewe. Vader, my Vader, vergeef hierdie mense. Hy sê dit vir elkeen van ons. Vader, vergewe die gemeentelede van Hoogtedeens. Vergewe die predikant wat hier op die verhoog is, vergewe hom. En julle en ons, weet nie wat ons gedoen het. Toe ons ongehoorsaam is, en daarom prys ons. En dit is my gebed, die gebed van die Heilige Gees, as daar iets is in jou lewe wat jy vassteek, wat bitterheid veroorsaak, Jesus, 1000 keer rede gehad om nie te vergewe nie, want die onreg was te groot. Maar hy vergewe, omdat hy God was. En nou maak hy ons sy kinders, en sy Heilige Gees woon in ons, en hy wil ons leer en lei, om ook te sê, Vader, vergewe daai persoon, vir dit wat hy aan my gedoen het, want hy het ook nie geweet nie, ook nie besef nie, want hy weet nie wat hy doen. Dan gaan het verder, dat sy twee vrienden, raadslede het hom uitgelag, ander het hy gered, hy het homself, die soldaat het hom gesê, een van die misdadigers het hom geskop, enzovoorts. En hoe nader het aan die einde gekom van hierdie twee lewens se lewe. Hoe nader het gekom het aan die einde van Jesus se lewe, waar hy sy asem uitgeblaas het en gesê, Vader, in die hande gee my gees oor. Was daar 'n gebed. Nie wat Jesus gebid het eers, maar wat 'n sondaar gebid het, 'n misdadige gebid het. Maar hierdie man het niks verkeerd gedoen. En dan sê hy, vers 22, die gebed van
sondaar aan die kruis. Jesus. Hy kon nog nie sê my Jesus. Hy sê Jesus. Sy gebroke liggaam, die spykerskop deur sy hande en sy voete. Jesus, dink aan my. U oorskou ons lewenspad wat ons gesit. Jesus dink aan my. En Jesus dink oor die lewensspan van hierdie man, hierdie misdadiger. En hy dink daaraan en hy sê, wanneer u in die koninkryk kom. Jesus, wanneer u nou daar voor my sterwe en u kom in die hemel, dink aan my. Maar weet jy wat nou grypend is dat Jesus terwyl aan die kruis staan het, aan hierdie misdadiger gedink het. Want hy het ook met hom gepraat. Wat het hy vir hom gesê? Vandag sal jy hier aan my sy hand saam met my in die paradys wees. Die paradys, die hemel, waar God is hemel, waar God is die paradys. Jesus heeft gesterf. Sy asem uitgeblaas. Die een misdadiger is saam met die paradys en die ander ene waarskynlik nie saam gegaan. En nou lees ek ook in Lukas 23, daai gedeelte 24, handel oor die opstanding van Jesus. Aangrypende vraag. Weet jy wat my betref, ek luister verlede Sondag na prediker na Parisië gemeente. Toe sê hy hierdie woorde, sy disippels, die vroue, het gehoor wat hy gesê het, ek gaan op die derde dag opstaan. Maar hulle het nie verwag dat hy sal opstaan. Ons hoor wat die woord sê, maar ons verwag nie, dis waar nie. Ons beleef nie die waarheid van God se woord nie. Ons beleef die kennis van die Bybel. Sondagmôre baie vroeg in die vroue na die graf toe gegaan met die reukkolie wat hulle reggemaak het. Wat wou hulle doen met die reukkolie? Hulle wou dit dooie Jesus se liggaam van self. Hy het vir hulle gesê, die derde dag sal hulle opstaan, maar hierdie vroue wat met soveel emosie en vertroue Jesus gevolg het, verwag 'n dooie Jesus in die graf. Is dit ons Christendom? Om met 'n dooie Jesus saam te leef? Die aangrypende geliefdes, as ons kyk na die liggaam van Jesus na sy kruisiging. Sy liggaam was stukkend geslaan. 13 houe, 39 gesels slaan, die geestelik 3 rieties gehad, dan slaan hulle 30, want die wet het verbied dat het meer as 39 was. Sy liggaam was van top tot toe stukkend, so dan die kruis kwam, en so is hy gegaan. En die derde dag toe hy opgestaan het, was sy liggaam gesond. Geen letsel behalwe die merk in sy hande, waarna Thomas moes kyk, toe sy gesond. Maar hierdie vroue soek 'n dooie Jesus. Daar kry hulle die klif weggerol van die ingang van die graf af. Toe hulle ingaan, het hulle nie die liggaam van die Here Jesus gekry nie. Die geopende graf, so die werk het hulle hom nie gekry nie. En hulle kan nie verstaan nie, hoekom is die graf leeg? Hy het hulle gesê, maar hulle verwag 'n dooie Jesus nog steeds in doeke. Hulle wil hom kom salf, hulle wil hom kom balsam, want hulle wil hom op hulle manier gaan begrawe. Hulle het nie geweet wat om daarvan te dink nie. Weet jy, staan daar by hulle 2 manne met blink klere. Die vrou het groot geskrik, het hulle gesig na die grond toe gebuig. Toe sê die man het hulle, waarom soek julle die lewende by die dooies? Waarom soek ons die dooie in plaas van die lewende? Waarom soek julle die lewende by die dooies? Waarom? Word van my die vraag gevra. Waarom? Hy is nie hier nie. Hy is uit die dood opgewek. Luister man, onthou hoe hy dit met julle gepraat het. Toe hy nog in Galilea was, het gesê, die seun van die mens moet uitgelewer word in die hande van sondige mense, en gekruisig word, en op die derde dag opstaan. Onthou julle dit nie? Onthou ons dit? Ja, ons onthou dit. Ons het Paasfees gevier, Vrede Sondag, die opstanding van Jesus. Ons onthou dit. Maar ons beleef
Dit is nie wat die wil van die Here vir ons is. Die krag van die gelowige lê in die opstandingskrag van Jesus wat alles moontlik kan maak. Daarom sê Jeremia verskillende plekke van God iets onmoontlik. Nee, want God het Jesus se liggaam genees in die graf. Hy het die graf oopgemaak. Hy het hom laat uitgaan. Hy het hom laat opstaan. Dis die kragtige kernkrag van die Christendom, van die gelowige, die opstandingskrag van Jesus Christus. Die klomp wagte. Daar was ekstra sekuriteit rondom sy graf. Dat hulle sy liggaam nie moet kom steel nie, verbeel jou. Die Romeinse reg. Die Romeinse reg en die vroue en die disippels het dieselfde verwag. Jesus sal daar bly. Iemand gaan hom kom steel. Maar niemand het rekening gehou met die woorde van God en sy almag. Die derde dag sal hy opstaan. En hy het. Die vraag aan myself, die staan er, wat beleef jy van die opstandingskrag die afgelope weke? Was ons betrokke in 'n geestelike oorlogvoering, waar ons gesien het dinge loop verkeerd, waar ons gesien het die wil van God is nie ter sprake nie, waar ons ingetree het in gebed, die krag van God gesmeek het, Here asseblief, die opstandingskrag het na 'n paar weke die oorlog ons gewen tot sy eer en sy naam. Geliefdes, as u en ek nie die opstandingskrag van Jesus Christus beleef het, is ons geestelike lewe leweloos. Dan het ons 'n teorie godsdienst, dan het ons 'n verhale godsdienst. Waar kom die krag? Wanneer die Heilige Gees oor julle kom, sal julle krag ontvang. Watter krag? Die opstandingskrag. Romeine 8 vers 11, omdat die Gees van Jesus, van God, deur wie Jesus uit die dood opgewek is, in julle woon. Dieselfde Gees van God, wat Jesus uit die graf opgewek het, omdat die Gees van hom, God, deur wie Jesus uit die dood opgewek is, in julle woon. Dieselfde Gees wat Jesus se liggaam geheel en al gesond gemaak het, van al die geeselslae, van al die doodse merke, van die spies op sy swyf, en wat aan hom 'n nuwe lewe gegee het. Dis wat gebeur wanneer iemand sterf. Jy blaas jou asem uit. En as jy dit uitgeblaas het, dan blaas die Heilige Gees, die Gees van die ewige lewe, in jou in jou onsterflike gees en jy lewe. Dis wat met my en jou gebeur aan ons sê. Met Jesus het dit nie net met sy gees gebeur nie, maar met sy ganse liggaam. Daarom praat ons van sy opstandingsliggaam. Die opstandingsliggaam van Filippense 3 vers 20-21. Ons is burgers van die hemele, van waar ons deur Jesus Christus gebracht, wat ons vernederde liggaam is, soos ons nie graf in gegaan het. Gedaante sal verander, om gelykvormig te word aan die heerlike liggaam van Jesus Christus. Die opstandingskrag. Dis die krag van die Heilige Gees in jou, wanneer jy voor 'n probleem te staan kom, wanneer jy voor 'n keuse te staan kom, wanneer jy te staan kom voor iets in die toekoms wat vir jou onseker is, wat 'n besluit jy ook al moet neem. Dis wanneer jy te staan kom voor 'n magtelose situasie, waar die krag van die opstanding deur die Heilige Gees in my openbaar word. Wanneer ek stil raak voor hom en dinge gebeur. Ek lees dit weer, omdat die Gees van God, deur wie Jesus uit die dood opgewek is, in julle woon, sal hy deur wie Christus uit die dood opgewek is, ook julle sterflike liggame lewend maak, deur sy Gees wat in julle woon. En die Gees maak ons net lewend as ons die dag sterwe nie. As ons aan Christus hoort, is ons nuwe mense met die krag van die opstanding van Jesus. Ek gaan vanmôre huis toe na hierdie erediens en ek gaan stil raak en sê, liewe Vader, U beloof die krag van die opstanding in my. Wat kom van daardie krag tot sy reg? Is ek nie maar altyd besig met 'n feestelike, vreeslike soort van krag
inspanning om dinge te wil manipuleer, om dinge te wil verander, dat my vleeslike krag in my gebed gestalte kry, dat ek wil maak en breek nie. In plaas van, luister mooi, in plaas van om net stil te raak, en met stil wees by ons krag, en sy Heilige Gees van God, die wat Jesus in die graf laat opstaan het, hulle kon nie daar hou nie, dat die krag nou in my kom, want dan kry ek kalmte, vrede, lei nie my, geef vir my wysheid, net kalmte, want ek dink Jesus het ten spyte van sy geweldige fisiese lyding, het hy 'n geestelike kalmte ervaar, daarom kon hy gesê, vergewe. Daarom kon hy gesê, vandag sal die saam in die paradys wees. En die prediker verlede Sondag daar in Palestina, jong man, geweldig en aangrypend, en op die liturgiese ruimte, was daar 'n groot graf gebou gewees, met mooi klippe, groot graf, net so groot opening. En weet jy wat hy afgesluit? Voor op die liturgiese ruimte, daar 'n klomp handtekeningboekies gelê, met 'n pen, toe sê hy vir die gemeente, die van julle wat die behoefte het, gaan skryf op daardie papier, iets wat jou pla, iets wat jou seer maak, iets wat net nie reg is, gaan skryf dit daarop. En as jy dit klaar opgeskryf het, vat dit en vrol dit op, en gooi dit in hierdie geopende graf, wat getuig van die opstandingskrag, dat die Here jou gaan help in hierdie probleem, wat jy op daardie papier geskryf het. Wat beleef jy net van die opstandingskrag van Jesus? As dit te staan kom by ons kinders, kleinkinders, grootkinders, tieners, groter kinders, met hulle lewenspad. As daar fout, daar op die ros, skies toch hoor. Die waarheid gryp is om my hart, weet jy. Ons het krag nodig. Hier moet ons bid vir die verkiesing op hande. Hoe gaan ons bid? Met die opstandingskrag van Jesus. Bid met die krag van die Heilige Gees. Jy kan 'n ommeswaai in die land plaasvind tot sy eer. Want al die kinders van God in hierdie land in die Gees bid. En die krag van Jesus se opstanding wat ons verlede Sondag gevier, daarom het hy gesê, die 7 lydingsweke is verby. Sy lyding staan nog af. Paasondag is verby, maar die geopende graf is nog altyd daar, waar hy die krag van God straal. Dis die krag wat Jesus vasgehou het. Wat is dan jou en my lewe, waarvoor jy te staan gekom? Wat vir jou 'n probleem is, wat vir jou moedeloos maak. Kom ons gooi dit in die graf. En ons sê, die krag van Jesus se opstanding gaan my krag. Hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons nie ons eie geloofskrag maar net moet lewe en moet veg nie, maar ons met die opstandingskrag van Jesus Christus kan lewe om oorwinnings te behaal, om te weet U het die prys betaal aan die kruis, waar U oorwinning behaal, toe hy uit die graf uitgestap het, om te lewe en ons te laat lewe. Aangrypend. Dankie Vader. U is so groot. U is so goed. En miskien is daar vanmôre net iemand wat magteloos voel. Iemand wat miskien sê, ek bid al so lank, maar daar het nog niks gebeur nie. Ons kan nie daarop kommentaar gee nie. Al wat ons wil vra, Heilige Gees, openbaar U opstandingskrag in elke hart vanmôre, in my hart, in elkeen wat teenwoordig is, sodat ons hier vandaan kan uitstap, om te weet, U het vir ons oorwinning behaal, en dat ons die pad moet loop, sodat U dit vir ons kan bepaal, wat daardie magteloosheid ook al mag veroorsaak, wat daardie probleem ook al mag geskep het. En daarom, Heilige Gees van God, kan ons maar net sê, Jesus, Lam van God,
gelei ter slagting. U oorwin vir ons die dood. Jesus prooi van ons veragting. U dra self ons angs en ons moed. Drink die beker van verraad, word deur mens en God verlaat. Duisend maal o Heer, bring ons daarvoor dank en eer. Koning, tot ons spot geteken, met 'n riet en 'n doornkroon, by die moordenaars gereken met veragting, smaad en hoon, sodat ons mag vryspreek en die kroon van eer kan dra. Duisend maal o Heer, bring ons daarvoor dank en bring ons eer. Amen. Ons gaan nou 'n geloofsbelijdenis doen en waar die lydenskrag van Jesus Christus, maar ook die oorwinning so prominent ook hier in die geloofsbelijdenis na vore kom, dat dit 'n antwoord sal wees, sê Heilige Gees, laat die opstandingskrag in my vandag en môre 'n werklikheid wees. Laat ons dit beleef, wat die omstandighede ook al mag wees waarin ons staan kom. Beleef die opstandingskrag waarvan hierdie leerkrag vanmôre getuig. Kom ons staan, dan doen ons belydenis en dan ons laaste liedjie wat ons gaan sing is die 176. Ons sing die 1 versie 2 maal en dan na die tweede keer sing ons die 177, 1 versie sing ons 2 maal. Alles gaan oor die oorwinning in Jesus Christus. Kom ons staan, dan doen ons belydenis en sing die lied. Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is in die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe, begrawe is en ter helle weer gedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het in die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe.
gebede bid oor almal van u. Maak dit jou eie. Numeri 6 vers 24 gaan lees dit weer by die huis. Die Here geliefdes, met sy opstandingskrag sal julle seën. En met dieselfde krag sal julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en aan julle genade gee. Die Here sal julle gebede verhoor met sy opstandingskrag en aan julle sy vrede gee tot in alle ewigheid.